Ons gaan vanoggend stil staan by die baie bekende Psalm 139, Psalm 139, 24 verse lang, gelukkig is dit baie kort verse, so ons gaan vanoggend al 24 verse saam lees van Psalm 139. As jy vanoggend nie jou Bybel het nie, sal die teks vir jou ook op die bord wees, Psalm 139. Voordat ons gaan saam lees, kom ons word 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend as 'n geloofsfamilie uit u woord kan saam lees. Dis die gebed van ons hart, dat u woord vanoggend 'n honger na meer van u sal aanwakker, en dat u woord ons nader sal bring aan u, nader aan die waarheid, en ons verhouding met u versterk en verdiep. Ons bid dat u hierdie oomblikke van saamwees sal seën, en dat ons ook in hierdie tyd iets van u Heilige Gees se werk in ons en deur u woord sal ervaar. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Psalm 139 vanaf vers 1. Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. En hierdie wete oorweldig my. Dis te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan ek na die weste? Ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Die duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. En dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al lank gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig is hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer werd as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sal ek nog steeds met u te doen hê. As u tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dis hulle wat bose planne teen u smee, wat so vals teen u optree. Moet ek u haters dan nie haat nie, Here, moet ek nie 'n weerstand hê in mense wat teen u in opstand is nie. Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Dis die kosbare woorde van Psalm 139.
Ek lees in die week weer die verhaal van 'n man wie se skip gesink het. En vir 5 dae was hy op 'n reddingsbootjie gewees. En vir 5 dae lank het hy op hierdie reddingsbootjie rondgedobber op die see. Oral om hom was water en nogmaals water. As hy vorentoe gekyk het, as hy agtertoe gekyk het, links, regs, so ver as wat sy oog kon sien, was dit net kilometers en kilometers see. En hy het geweet onder hom, reg onder die dun bodem van sy reddingsbootjie, was daar honderde meters se water tot by die seebodem. En bokant hom was daar wel met tye blou lig, maar as die seewind in die aande gekom het, dan het dit die omgewing so mistig gemaak, dat hy naderhand nie eers sy hand voor sy oë kon sien nie. Die vog, die water, het alles nat gemaak, sy boot, sy klere, sy hare, sy vel. En hy vertel hoe hy baie keer net soos 'n klein visie gevoel het, ergens in die middel van hierdie verskriklike groot oseaan. Hy is deur water van alle kante omsluit en soveel kere was hy benoud geweest, soveel kere was sy hart met vrees gevul. Ek en jy hoef nie op 'n oop see te wees om iets van so 'n benoude gevoel te kry dat jy omring word met 'n klomp dinge nie. Trouwens, hier aan die begin van 2026 is daar soveel dinge wat ons vasdruk, dat ons naderhand begin bang voel vir hierdie jaar wat vir ons voorlê. Ek dink aan onsekerheid. Die een ding wat ons soveel kere oorweldig, en hoeveel onsekerheid is daar nie in ons lewens nie. Onsekerheid oor ons finansies. En dalk het jou Januarie begin met 'n finansiële skok. Klomp uitgawes waarvoor jy nie voorsiening gemaak het nie. Onsekerheid oor ons land, ons ekonomie, die politiek, ons toekoms. Onsekerheid oor jou werk, jou verhoudings, jou gesondheid, jou kinders, jou ouers. En al hierdie onsekerheid kan 'n beklemming gee, dit kan naderhand soos 'n swaar klip voel wat op jou hart kom lê. Naas onsekerheid, ons programme vir hierdie jaar, ons dagboek, alles wat in hierdie jaar gedoen moet word, al die verantwoordelikhede, al die vergaderings, al die werk. 'n Mens hoor soveel keer aan die begin van die jaar hoe mense sê, as ek net hierdie eerste kwartaal agter die rug kry, dan gaan ek kan asemhaal. Of jy hoor al hoe mense sommer aan die begin van die jaar sê, ek sien ek gaan vanjaar sukkel om kop bo water te hou. Soveel keer dan sê mense, ek gaan nog verdrink in die baie werk wat ek moet doen. En as ons so aan die begin van die jaar dink en redeneer, dan word ons hele lewe naderhand deur ons programme en al die werk en ons dagboeke omsluit. Wat van eensaamheid? Dalk deur die dag is jy tussen mense, maar in die aand as jy by die huis instap, is daar 'n stilte en ons 'n alleenheid wat op jou toesak, en is amper asof hierdie huis se mure jou wil vasdruk. Beproewings. Dalk het hierdie nuwe jaar vir jou al klaar begin met 'n beproewing, 'n terugslag in jou gesondheid, 'n siekte, 'n krisis. En jy weet al klaar nie hoe om deur hierdie moeilike omstandighede te kom nie. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, en dit vul jou gedagtes met soveel bekommernisse, met vrees. Jy voel letterlik te neergedruk, jy voel mismoedig, en dit voel of daar
hierdie donker wolk oor jou hang. Wat is dit wat jou omsluit van alle kante? In Psalm 139, dan lees ons van 'n man, van Dawid, wat ook sê, hy's van alle kante omsluit. Maar hy het 'n verrassende ontdekking gemaak, dat daar 'n baie groter realiteit is, dat daar 'n God is, wat ons omsluit van alle kante. En ons word nie in die eerste plek omsluit deur emosies en dinge wat met ons gebeur en bekommernisse nie, maar ons word in die eerste plek omsluit deur iemand, deur die Here wat hierdie groot hemelruim en aarde gemaak het. Die eerste 6 verse in die Hebreëse teks is al die werkwoorde in die teenwoordige tyd geskryf. Met ander woorde, as Dawid sê in vers 5, ek word omsluit van alle kante, dan praat hy nie van dit uit 'n ervaring uit sy verre verlede nie. Hy praat van dit as iets in die hier, in die nou. Dis vir hom 'n daaglikse werklikheid. Dis iets wat hy elke liewe oomblik van elke dag ervaar, dat hy met God omsluit is van alle kante. En dan in die volgende verse verduidelik hy wat dit beteken om so omsluit te word deur die Here. In die eerste plek, net deur die waarheid, God ken my volkome. Hy begin in vers 1 met die woorde, U sien dwars deur my, U ken my. Die boodskapvertaling beskryf die betekenis van hierdie vers so mooi. Dit sê, Here, U kyk of ek eerlik is en vertrou kan word. U weet wat hier binne in my aangaan. En dis die groot waarheid waarmee Dawid begin, dat God ken alles van ons. En niks is vir God verborge nie. En hy sê in Psalm 139, dis waarvan alle aksies, of ons sit, of ons opstaan, of ons op reis is, ons ingaan, ons uitgaan, waar ons oorbly, ons gedagtes, ons woorde, God ken ons deur en deur. Ons diepste bedoelings, ons diepste motiewe, dit waarmee ons hier in ons binneste worstel, dit waaroor ons bang is, hoe ons reageer op ons vrese, dit ken God. En vir mense kan ons nog 'n masker opsit. Vir mense kan ons nog 'n front voorhou en voorgee. Maar Psalm 139 sê, God sien dwarsdeur ons. En daar is niks wat ons vir God kan wegsteek nie. Geen masker waar agter ons kan skuil nie. Vir God is ons so deurskynend soos glas, tot in die verste verte en die diepste diepte van ons bestaan sien God. En as ons eerlik is, dan is dit eintlik bietjie 'n ongemaklike gedagte. Vir van ons kan dit selfs 'n frustrerende gedagte wees, dat God alles van my weet, en dat ek niks vir hom kan wegsteek nie. En aanvanklik in Psalm 139, dan lyk dit of dit vir Dawid ook 'n vreeslike gedagte is, want in vers 7, dan vra hy, maar waarheen sou ek vlug? Waarheen kan ek weghardloop?
Want as God so dwars deur ons kyk, dan beteken dit een ding. Hy sien my sonde raak. Hy sien die donker kolle in my bestaan raak. Hy weet van daardie deel van my lewe, daai gedagtes, daai dade, daai woorde, wat ek liewer vergete sou wou laat bly. Dit beteken, God kyk tot diep in my diepste wese, hy sien my sondige hart, hy sien my brose self. En daarom voel dit amper vir Dawid, asof hy moet vlug, asof hy moet gaan wegkruip. Want dit is 'n verskriklike wete, dat ek niks vir God kan wegsteek nie. Dat God letterlik alles van my weet, en alles van my sien. Gelukkig eindig hierdie psalm nie met 'n Dawid wat aan die hardloop is nie. Want Dawid het besef op die vlug van die Here is eintlik absurd. Want God het ons gemaak. Ons is sy skepsels. Ons behoort aan hom. God is die skepper. Ons is sy skepsels. En hierdie weet van, hierdie kennis wat God van ons het, is nie bloot net 'n abstrakte kennis nie. Dis nie bloot net ek neem kennis van jou, of ek dra kennis van dit, of ek weet van dit nie. Die feit dat hy ons skepper is, beteken hierdie kennis is so intiem. Dis 'n intieme kennis. Want God het ons gemaak en ons behoort aan hom. Jeremia 18 wat sê, God is die pottebakker en ons is die klei. En sonde is die verbreking van hierdie intieme band tussen ons en God. Dit is 'n vervreemding wat intree tussen ons en God. En dat ons wat hierdie lewe, elke asemteug van God ontvang, dat ons van hom wil weghardloop. Want ons kan dit nie hanteer, dat hy die donker kolle en die sonde in ons binneste raak sien nie. Maar feit is, ek en jy kan nie weghardloop nie. Ons kan nie vlug nie. En Dawid het dit ook hier ontdek in Psalm 139. Hoe kan die skepsel vir die skepper sê, ek het jou nie meer nodig nie? Hoe kan die klei uit die hand van die pottebakker wil wegval? Hoe kan die maaksel sy of haar rug draai op God en sê, ek het jou nie meer nodig nie? Dit is onmoontlik. En tog as jy die boek Genesis lees, dan is dit die eerste ding wat die mensepaar gedoen het. Hulle het hulle rug gedraai op God, of althans probeer hulle rug draai op God. Maar Kerstyd, Jesus se koms in Desember wat ons gevier het vir ons gesê, God het dit nie daar gelaat nie. God het na ons gekyk, dwars deur ons gekyk, al ons sonde, al die donker kolle in ons bestaan raak gesien, en nogtans gekies om sy seun vir ons te gee. Want hierdie feit dat ons aan hom behoort, wou hy nie prys gee nie. Hy wou sy eiendomsreg nie prys gee nie. En daarom, God stuur sy seun in 'n menslike vlees om te kom bevestig. Hy ken ons deur en deur. Hy weet ons maak dit nie op ons eie nie. En Jesus kom om te bevestig ons behoort nog steeds aan die Here. En dan die merkwaardige, Jesus as seun word deur die Gees gevorm, in 'n moederskoot aan mekaar geweef, om te bevestig, ons is ook gevorm. Ons is ook aan mekaar geweef. Ons behoort aan God en nie aan onsself nie. En Jesus het hierdie lewe kom aflê, sy laaste asem aan die kruis uitgeblaas om te sê, maar jy, my kind, jy behoort
dubbel aan God. Hy het jou geskep, maar hy is besig om jou te herskep. Hy het jou gemaak, maar hy is besig om jou nie te maak. En in 2026, wanneer ons gekonfronteer word met die gebrokenheid van ons eie menswees, wanneer ons die sonde in ons raak sien, wanneer ons onbekeerde gesindhede in ons raak sien, moet ons nie dink, die Here is verder weg, omdat ons sukkel nie. Hy is besig met ons. Besig om ons te herskep. Besig om ons nie te maak. Wanneer krisisse ons wil oorweldig, wanneer moedeloosheid aan jou deur wil kom klop, moenie dink vir een oomblik dat God jou aan jouself oorlaat nie. Hy bly besig met jou. Hy ken jou hart. Hy weet hoe dinge jou oorweldig en hy is hier om vir jou wysheid en leiding te gee wanneer jy dit nodig het en wanneer jy worstel, wanneer jy twyfel, wanneer jy vra, sien God dit. En hy is nie teleurgesteld in jou nie. Hy ken jou. Hy weet hoe moeilik hierdie lewe vir jou kan wees. En hy skryf jou nie af nie. Hy's by jou. En hy wil vir jou sy vrede gee. In die tweede plek, hierdie wete dat God is oral by my. In vers 7 dan vra Dawid, waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Gaan ek na die hemel, is God daar? Gaan ek na die doderyk, is God daar? Gaan ek na die ooste, gaan ek na die weste, is God daar? Selfs in die duisternis wat geken is as hierdie plek van God verlatenheid, selfs in hierdie plek is God teenwoordig. Daar is geen plek waar God nie is nie. Jeremia 23 vers 24 sê, God is oral in die hemel en op aarde. En Dawid het dit besef dat hy word van alle kante af omring met God se teenwoordigheid. En feit is, van alle kante af word ek en jy ook omring, soos 'n vis in die water. Het jy al 'n vis gesien wat bang is vir die water? Visse skrik vir mense, maar nie vir water nie. 'n Vis is so tuis in die water soos 'n vis kan wees, want hy weet, in hierdie water hoort ek, hier is my kos, hier is my suurstof, hier leef ek. En julle weet, as ons 'n vis uit die water haal, en ons sit hom op droë grond, dan gaan hy 'n paar gape gee, en na 'n kort rukkie gaan hy dood wees. En net so is dit met ek en jy. Ons is gemaak vir die Here se teenwoordigheid. En sou ons uit die Here se teenwoordigheid gehaal word, gaan ek en jy dit ook nie maak nie. Want ons hoort in die Here se teenwoordigheid. Ek en jy het nodig om omring te word met die Here. Een van my gunstelinge teksverse wat ek in die week weer gelees het, was Psalm 121 vers 5, wat sê in die Hebreëse teks, en ek dink amper in die 53 en die 2020 vertaling ook, die Here is jou skaduwee aan jou regterkant. En dis merkwaardige woorde, as jy weet hoe die soldate in die Ou Testamentiese tyd geveg het. Hulle wapens was altyd aan die linkerkant gewees, en hierdie regterkant was die brose kant, dit was die sagte teiken, dit was die oop plek gewees.
En nou kom sê Psalm 121, hier waar jy broos is, hier waar jy 'n sagte teiken is, hier waar jy oop is, daar kom staan die Here by jou. Soos 'n skaduwee aan jou regterkant. So merkwaardig. Die Here wat hierdie groot hemelruim gemaak het, is naby aan jou, dig by jou. Die Here is elke dag, elke oomblik, elke tree van jou lewenspad langs jou, om jou vas te hou, om jou te ondersteun, om jou te versterk daar waar jy broos is. En laat onsekerhede en besige programme jou probeer insluk. Laat beproewings jou probeer neerdruk. Feit is, die een wat ons die nouste omsluit, is die Here. En daarom het Martin Luther een keer gesê, dat die Here is nader aan ons, as ons rok en ons hemp. En hoe naby is dit nie? Die een wat die naaste aan ons is die Here. Jou skaduwee aan jou regterhand. In 2026, wanneer hierdie eise van die lewe ons wil oorweldig, moet ons onthou, ons is nie alleen nie. En ek en jy moet vandag ook onthou, ons dra nie hierdie jaar nie. Die Here wat dig by ons is die een wat ons in hierdie jaar dra. Ek en jy dra nie hierdie nuwe jaar nie. Ek en jy word gedra in hierdie nuwe jaar. Want daar's 'n God wat dig by jou staan om jou te ondersteun. Ons grootste vrees aan die begin van die jaar is, wat as daar 'n dag gaan wees in hierdie jaar, wat ek alles alleen gaan moet hanteer. En dat is Psalm 139 se antwoord vir oggend, daar gaan nie 'n dag wees in hierdie jaar wat jy alleen gaan wees nie. Jy het 'n lewenslange metgesel, 'n reisgenoot, iemand wat voltyds by jou is, iemand wat letterlik hier aan jou regterhand kom staan en elke tree saam met jou stap. Jy sal nooit in hierdie jaar aan jouself oorgelaat wees nie. En dan in die derde plek, hierdie wete dat ons doelbewus geskep is. Vers 13 tot 18, dan skryf Dawid oor hierdie onsagwekkende wonder van ons menswees. Hoe mooi die Here ons elkeen kunstig, sê hy, aan mekaar geweef het, ons elkeen gesien het, nog voordat ons gebore is. En letterlik in hierdie verse, dan lees mens iets van die feit dat ons elkeen ons oorsprong het in God se gedagtes. God het 'n prentjie van ons gehad, nog voordat ons hier op aarde was. En hy het ons volgens daai prentjie geskep. God het aan ons gedink, nog lank voordat ons aan hom gedink het. Vers 16, dan sê Dawid, al ons lewensdae is in die Here se boek opgeskrywe, nog voordat ons gebore is. Dawid weet, ons is nie toevallig hier nie. Ons word nie sommer vir niks gebore nie. Ons is nie per toeval nie, ons is nie 'n ongeluk nie, ons geboorte was nie 'n fout nie. En ons vind dit ook in die woorde van Jesaja 44 en Jeremia 1 vers 5, waar daar staan, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken.
En ek wonder in die week by myself, hoeveel van ons is nog in verwondering oor wie ons is? Die feit dat ons hier is. Hoeveel van ons is nog in verwondering oor ons bestaan? Verwondering is om oop mond, groot oog, oorstel te staan en te weet, hierdie is 'n wonderwerk. En vir Dawid is ons bestaan, die feit dat ek en jy hier is, dis 'n wonderwerk, en hy is eintlik, in hierdie paar verse, is hy sprakeloos. Maar feit is, ons bestaan, omdat God ons hier wil hê. Ons is deur God en vir God geskep. En julle ken Rick Warren se boek Doelgerigte Lewe. Ek dink dit was een van die eerste 40 dae reeks wat julle hier in die gemeente gehou het. Maar dit was die eerste hoofstuk, die eerste waarheid waarmee hy begin het. En hy het gesê, as jy doelgerig wil leef, as jy doelgerig hierdie nuwe jaar wil aanpak, dan moet jy besef, jy is hier, omdat God jou hier wil hê. Ek wil jou uitnooi om vandag net vir een oomblik in die spieël te staan. Vergeet van die grys hare, vergeet van die plooie, vergeet van die bakore, vergeet van die krom neus, vergeet van die gewig. Maar sê vir jouself net, terwyl jy in die spieël kyk, sê vir jouself net in die woorde van Psalm 139, ek is kunstig aan mekaar geweef. Ek is vandag hier, omdat God my hier wil hê. Ek is deur God. Ek is vir God geskep. En as daar 'n dag kom in hierdie jaar, wat jy oorweldig voel, wat jy twyfel, wat jy wonder, dan sê jy dit vir jouself. Ek is hier in 2026, omdat God my hier wil hê. En ek staan in verwondering vir hoe God my gemaak het. Ek is kunstig aan mekaar geweef. Ek is 'n kunswerk in God se oë. Ons is nie die produk van die noodlot nie. En daar kan daar wees wat ons so voel. Veral as daar dinge gebeur wat eenvoudig net nie vir ons sin maak nie. Maar wanneer jy die dag so voel, onthou hierdie woorde van vers 16. Sê vir jouself, al my lewensdae was in die Here se boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. As jou planne in hierdie jaar nie uitwerk nie, as jou lewe 'n ander rigting inslaan as wat jy gehoop het, as jou ideale vir jou kinders en vir jou kleinkinders nie uitwerk nie, dan is dit ons troos. Ook hulle lewensdae soos myne is in die Here se boek opgeskrywe, nog voordat hulle gebore is. En dis die wonderlike troos wat ek en jy het. Ons is hier, ons bestaan, want God wil ons hier hê. Ons is hier vir sy plesier, vir sy eer. En as hy na jou kyk, sien hy een van sy unieke kunswerke. En ek wil jou uitnooi om in hierdie jaar so na jouself te kyk. 'n unieke kunswerk.
En ek is hier, omdat God my hier wil hê. In die laaste plek, dan sluit Dawid af met 'n gebed. Eers beskryf hy hierdie realiteit, dat ons omsluit word en wat dit beteken. Die wete dat God my ken, die wete dat God oral by my is, die wete dat ek vir 'n rede gemaak is, dat ek doelbewus gemaak is, dat ek hier is vir 'n plan en vir 'n doel. En dan sluit hy hierdie psalm af met 'n gebed. Vers 23 en 24, dan sê hy, deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my, sien my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. En letterlik staan daar, kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. En hierdie woorde, pad van verdriet, kan ons ook vertaal met die woorde, 'n pad van afgodery. En is asof Dawid hier vir die Here wil vra, maar Here, beskerm my van afvalligheid, van al die dinge wat my fokus afhaal van u teenwoordigheid, van al die dinge wat my fokus afhaal van hierdie feit, dat u my gemaak het met 'n rede en 'n doel. Beskerm my van al die dinge wat my fokus wil afhaal van u. Laat my in verwondering bly oor wie u is en vir hoe ek gemaak is. En dan in die laaste plek, lei my op die ewige pad. Die pad wat vir altyd sal hou. Die pad wat die toets van tyd sal deurstaan, die pad wat gaan lei tot ons ewige eindbestemming. En in 2026 moet dit ook ons gebed wees. Here, wys vir ons die pad, die regte pad. Beskerm ons van afvalligheid. Help ons dat ons fokus hou op u wat so naby aan ons is, u wat ons so goed ken. Laat ons in verwondering bly vir hoe u ons gemaak het. En hou ons op die ewige pad. Die pad wat lei tot die eindbestemming, want ons is gebore in die wêreld, maar ons is gemaak vir die paradys, vir die ewigheid. En hierdie fokus mag ons nooit verloor nie. Ons is op pad na 'n eindbestemming, na 'n paradys, na ewigheid. En dit mag ons nie uit die oog verloor nie. Mag Psalm 139 vir ons die psalm vir hierdie jaar wees. God ken ons. God weet van ons. God is met ons. Ons hoef nie slawe te wees van onsekerheid, van bekommernisse en van vrees nie. Want God sal ons in hierdie jaar bystaan. Ons ondersteun, ons lei. En ons kan ons vertroue in hom stel en weet, in 2026 het ek 'n lewenslange metgesel by my. En daar kan 'n vrede en 'n kalmte wees, want God is by my. Amen. Kom ons bid saam. Here, aan die begin van hierdie jaar, aan die begin van 'n nuwe kwartaal, kom ons na u toe. U wat ons deursoek, ons ten volle ken. U weet wanneer ons sit en wanneer ons opstaan, en nog voor 'n woord op ons tong is, ken u dit. Dankie Here dat ons lewens nie vir u 'n raaisel is nie.
U weet wat hierdie jaar vir ons inhou. Nog voordat ons dit self weet, U ken ons vreugdes en ons uitdagings, ons hoop en ons onsekerheid, die lig en die donker dae in ons lewens. Dankie dat U ons omsluit van alle kante, dat U hand op ons lewens rus. En selfs wanneer ons onseker is oor hierdie nuwe jaar, is U reeds 'n paar tree vooruit. U gaan ons vooruit en U kom gee ons die versekerheid dat ons nooit alleen gaan wees nie. Here, laat ons leef met hierdie wete dat U ons elkeen so wonderbaarlik gemaak het, dat ons elkeen 'n unieke kunswerk is in U oë en dat U ons met soveel sorg en met soveel liefde gevorm het. Deurgrond ons harte, toets ons gedagtes, wys vir ons die regte pad, die ewige pad, die pad wat lei na ons eindbestemming. Ons plaas onsself, ons gemeente en alles wat voorlê in U liefdevolle hande. In Jesus se naam. Amen. Daar gaan nou geleentheid gegee word vir die offergawes en dan gaan ons staande saam ons slotlied sing. Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou vas te hou en jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag struikel. Die Here is rondom jou om jou te versterk en te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy gees en met sy wysheid. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Die